Goeienaand broers en susters en baie welkom by ons Sabbatsluiting van vanaand. Voor ons begin wil ek net vra dat ons asseblief die oë sal sluit vir ons openingsgebed. Baie dankie. Ons Hemelse Almagtige Vader, Jehova, dankie dat ons die voorreg het en gehad het van nog 'n Sabbat. Dankie vir die rustigheid en die vrede en die liefde wat dit vir ons gebring het en dat ons nou weer kan regmaak vir 'n nuwe week. Dankie dat U saam met ons in hierdie nuwe week ook ingaan en elke oomblik saam met ons sal wees. Dankie vir elke kosbare boodskap wat ons ontvang het in hierdie tyd, Vader, en mag ons hierdie boodskappe saam met ons dra en naby ons hou en dit vir ons kosbaar wees en mag ons dit ook wil deel met ander mense en wil deel maak van ons lewe waarvan toepassing op 'n daaglikse basis in hierdie komende week. Ek bid dit in Jesus heilige groot naam alleen. Amen. So my praatjie vanaand gaan eintlik maar oor hierdie behoefte wat ons het om dinge met ander te wil deel. So wat my daaraan laat dink het is, ek was in die week saam met my een seun alleen bietjie oorheen gewees vir net bietjie alleen tyd saam en ons was toe by 'n plek waar ek het, iets gesien het wat my herinner het aan 'n tyd in my kinderdae. En ek wou vir hom, maar die omgewing lyk nou natuurlik heeltemal anders en ek wou so graag vir hom dit probeer laat visualiseer het hoe dit wel gelyk het in daai tyd en ek wou gehad het hy moet kon amper voel wat ek gevoel het of met sien wat ek gesien het. En daar's baie tye in ons lewe waar ons herinneringe het wat ons met ander mense wil deel. En dis nie altyd noodwendig groot dinge nie, soms is dit maar 'n plek waar ons was, of iets wat ons vreeslik geniet het, ervaring wat vir ons besonder was, en ons is geneig om dit met baie entoesiasme dan oor te wil dra en te wil deel, want ons wil graag hê mense moet, net soos wat ek in die geval wou hê, mense moet dit deur ons oë kan sien. Ons wil hê hulle moet amper daai gevoel wat vir ons so spesiaal was, ook kan ervaar en kan voel. En ons deel oor die algemeen hierdie meeste van die tyd met ons kinders, eggenote, ons vriende, en ons deel al die stories van toe ons klein was, ons wys vir hulle plekke, ons miskien soms musiek of so wat sekere herinneringe opbring, en soos ek sê, ek dink ons wil hê mense moet dan voel wat ons gevoel het. Dit is asof ons in daai oomblikke iets van onsself en iets van ons vreugde met hulle wil deel en wil hê hulle met daai selfe vreugde ook kan ervaar, want mens gun dit vir mense, reg? Maar die waarheid is dat niemand kan eintlik iets presies ervaar soos wat ons dit ervaar nie. Want almal lewe eintlik maar half van hulle eie wêreld met eie omstandighede, eie uitdagings, en almal het hulle eie manier om dinge te beleef met die verskillende temperamente en persoonlikhede en blootstellings. En dit is goed so, want elke geslag en elke mens, almal het hulle eie reis en elkeen het sy eie tyd waarin God homself op 'n unieke manier openbaar aan elke individueel. Maar tog bly daai verlange om te deel dieselfde. Daai diep behoefte om iets kosbaars oor te dra aan iemand anders. En ek vra myself toe die vraag af, waar kom hierdie gevoel vandaan? En ek glo dit is iets wat God in ons geplaas het. Daai drang om te wil deel wat vir ons mooi en betekenisvol is. Ek dink dit kom uit 'n plek uit waar ons eintlik so ingebore behoefte het om dinge met God self te deel, om daai verhouding met hom te hê. En soos ons graag ons mooi herinneringe vertel, behoort ons ook eintlik met dieselfde warmte en dieselfde entoesiasme en dieselfde liefde ons ervarings wat ons gehad het met Jesus en waar hy ons lewens aangeraak het, ook met ander mense te wil deel. As ons dink aan, ons is nou besig met die boek van Josua, in Josua 4 vers 6 tot 7, waar hulle
of in Josua 4 waar hulle nou hierdie 12 klippe moes los daar by die Jordaanrivier in vers 6 tot 7 wat handel oor wat die betekenis van die klippe en dat dit eendag is vir die volgende geslag om daarna te kan kyk en dan met God se getrouheid daaraan te kan raak sien. Dit is herinneringe en tekens van God se getrouheid en oor wat hy gedoen het vir die volgende geslagte. En ek dink God wil hê ons moet vertel en oordra en deel, nie net feite nie, maar ook die gevoel wat ons ervaar, die ontzag wat ons het vir hom, die dankbaarheid en die vrede en al die oomblikke wat hy vir ons voorsien, waar hy vir ons deure oopgemaak het, waar hy vir ons hoop gegee het. As ons lees in Psalm 78 vers 4, sê dit, ons sal nie vir hulle kinders verberg nie, ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here, van sy mag en die wonderwerke wat hy gedoen het. So, wanneer ons vertel van hoe Jesus ons gehelp het, hoe hy vir ons tye van vrede gegee het, hoe hy ons deur baie moeilike tye gedra het, wat ons almal het, dan plant dit 'n geloofsaad en 'n hoop in ander mense. En as ek ook dink aan in Josua 24, waar in vers 15 sê, wat my en my huis betref, ons sal die Here dien. Ek dink, deel van daai dien is, om te kan sê, wat my en my huis betref, ons sal vir God ken, ons sal hom hoor, sien, en voel dat hy werklik is, en dit deel met ander. Ek dink dit is deel van die dien van God. En ek glo dat ons begeerte wat ons het om ervarings te deel, so ek sê, kom uit daai ingebore behoefte om eintlik 'n verhouding met God te hê. Ons is tog geskape om 'n verhouding met hom te hê, om met hom te verbind, om met hom te deel, om ervarings uit te ruil. En ek dink dit is dan die weerspieëling van 'n dieper behoefte wat ons het om hom ook dan met ander mense te wil deel en nie net ons eie lewenservarings nie. Want dit is tog hoe mense vir God kan leer ken, is deur die werk wat hy in ons lewens ook verrig. So ek los julle met daai gedagte, en ek hoop dat almal in hierdie week ten minste een keer 'n ervaring van Jesus in hulle lewens met iemand anders sal deel. Kom ons sluit asseblief die oë vir 'n slotgebed. Ons Hemelsalmagtige Vader, Jehova, dankie vir elke liewe mooi herinnering wat U in ons lewens ingeweef het. Vader, help ons asseblief om dit te gebruik om ander mense nader aan U te trek. Vader, mag ons met entoesiasme ons verhale en ons tyd saam met U en al die werke wat U in ons lewens al verrig het met ander mense deel, Vader. Mag ons lewens soos daai 12 klippe wees, wat 'n herinnering moes wees, om vir mense te wys van U getrouheid nog altyd deur, en wat dit altyd daar sal wees tot in ewigheid. Dankie vir U liefde en U genade, en dat ons kan weet dat U altyd saam met ons is, en dat U hierdie nuwe week saam met ons gaan ingaan, en ons nie een oomblik alleen gaan los, maak nie saak waardeur ons gaan nie, Vader. Mag ons U baie styf en naby aan ons hou, en dit nooit vergeet nie. Dankie vir U oneindige groot liefde en genade. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Mag julle almal nou 'n wonderlike, geseënde week hê, en dan sien ons mekaar weer met die volgende Sabbat. Goed gaan.